Struisbaai kry 'n vaardigheidsskool. Een van die 3 trustees is Dominee Francisca. Sy is die NG gemeente in Struisbaai se leraar. Dominee Francisca, sal jy ons asseblief meer vertel van hierdie projek? Ja, ons is vreeslik opgewonde. Ons is nou nog nie naaste by amper klaar nie, maar ons is goed op dreef. So ons is baie opgewonde daaroor. Die visie kom al 'n baie lang tyd aan dat ons iets wil doen om die jeug te help om 'n beter voet in die samelewing te kry wanneer hulle klaar is met skool. So van daar af het dan hierdie idee ontwikkel saam met Marina, wat die skoolhoof is by Laerskool Struisbaai, en dan 'n paar ander mense wat betrokke geraak het om hierdie droom te verwesenlik. Hierdie gaan 'n collaboration school wees. Ek is nou nie seker van die mooi Afrikaans daarvoor nie. Dit beteken dit is 'n samewerkende skool. Die trustees help om die skool daar te stel en help dan later ook as deel van die beheerliggaam om die skool te bestuur. Die onderwysdepartement het pragtig na ons toe gekom met goeie aanbod in terme van hulle hulp ook. Hulle het reeds die erf daar, soos jy langs 7de Laan inkom in die dorp in, daai stuk erf het hulle reeds via die departement van werke gekoop. Met die idee om die laerskool daar oor te bou en ook hierdie skool daar op te rig. En so hulle het reeds dit klaar belê en ons as trustees is tans besig om baie hard fondse in te samel om 60% van die totstandkomingskoste te dek, die bouwerk en al die tipe van goed. En dan hulle gaan die ander 40 vir ons betaal. So ons is baie opgewonde daaroor. Op die ou end betaal hulle ook die onderwysers, maar ons werk soos met 'n beheerliggaamsposte skool. So ons stel self die onderwysers aan, maar hulle betaal vir ons genoeg sodat ons die skool kan bestuur. Die skoolgebou en die klaskamers word pas gemaak vir hierdie vaardigheidsskool. Dit is modern en byderwets. Dis reg, ja, ek is vreeslik opgewonde oor die tipe gebou. Dit gaan 'n pragtige moderne gebou wees. Ons werk saam met African in Bonnievale. Hulle is bekend vir hulle pragtige strukture wat hulle oprig. Pragtige en praktiese strukture wat hulle oprig. So hulle bou hierdie gebou op so 'n manier dat ons kan maklik aanpassings maak in die toekoms as daar groei is in die skool. Dit is 'n modulêre struktuur. Met ander woorde, dis 'n staalkonstruksie wat dan nou met verskeie laagkladding aan mekaar gesit word. Dis baie hoë kwaliteit goed. Ons het kies om dit nie op site te doen nie, sodat ons geen sout of vochtige sout met vog in die struktuur inkry nie. Dit word alles, elke gaatjie word in Bonnievale geboor en alles word ordentlik gegalvanise voordat dit hier aankom om seker te maak dat hierdie gebou vir altyd bly. En die skool gaan 2 vakrigtings mee begin. So die eerste ene is siviele onderhoud. Nou daar gaan die kinders leer swys en teel en houtwerk doen, elektriese werk doen, loodgieterswerk doen, bouwerk doen, al daai praktiese skills. Hulle gaan 'n 4 jaar kursus daarin doen. En die ander deel is dis verbruikerstudies met gasvryheid. So dis gerig op die toerisme in ons area. So die mense wat daar uitkom gaan weet hoe om 'n kombuis te organiseer, hoe om menus op te stel vir restaurante en vir ouerhuise en vir kosskema projekte, hoe om 'n gebalanseerde menu bymekaar te sit en die goed te bestel en al daai goed. Hulle gaan ook weet hoe om regtig jou gastehuise, kamers en jou front of house mooi te doen. So dit gaan vir hulle baie opsies oopmaak in die toekoms. Dis ook 'n 4 jaar kursus wat dan nou vir hulle die moontlikheid gaan gee om 'n hele klompie werke daarna te kan doen. Die Bonnievale mense het 'n groot hart vir die projek. Met Jake Scherwel het hulle self die vaardigheidsskool en die samewerkingsding gedoen met die onderwysdepartement. So ons steun baie op hulle ervaring, maar dis die eerste keer wat dit hierdie tipe skool gaan wees. En as dit werk, Annemarie, dan is dit 'n teken vir die onderwysdepartement dat hulle in elke klein dorpie 'n vaardigheidsskool kan neersit in ons land. So ons hoop dat dit die tweede domino is as te ware in 'n beweging wat dwars deur die land gaan hardloop om vir kinders 'n toekoms te gee. Hierdie gemeenskapsprojek gaan sigbaar en eintlik tasbaar wees. So enige iemand wat enige iets skenk of doen vir hierdie projek gaan sien wat met hulle geld gedoen word.
Absoluut. En jy gaan in jou huis se onderhoud en in jou gewone take gaan jy die vrug daarvan pluk. Maar meer as dit, die trust is geregistreer as 'n public benefit organisation by SARS. Dit beteken dat as jy vir ons 'n skenking maak, kan ons vir jou 'n artikel 18 kwitansie uitreik en daarmee kry jy dan afslag op jou belasting. Plus, omdat dit 'n ontwikkelingsding is, kry jy BEE punte. So as jy vir staatskontrakte wil aansoek doen en die tipe van goed, gaan dit jou natuurlik help met jou BEE punte. Ons het eintlik skrikwekkende statistieke rondom ons onderwysstelsel, want 80% van ons kinders verdwyn letterlik in die onderwysstelsel. Daar is slegs 20% van hulle wat 'n akademiese matrieksertifikaat kry. Inderdaad, Annemarie, en dan as hulle matriek het en hulle kan nie verder gaan swat nie om watter rede ook al, miskien omdat hulle nie vrystelling het nie of nie die ondersteuning daarvoor het nie, dan het hulle nog steeds 'n uitdaging in die arbeidsmark, want die goed wat hulle geleer het op skool help hulle nie regtig om 'n werk te kry net na matriek nie. Maar die kinders wat ons hier wil akkommodeer is juist die kinders wat akademies sukkel van laerskool af, kinders wat nie tot hulle reg kom in daai tipe van akademiese struktuur nie. Hulle het baie mooi praktiese vaardighede, hulle kan wonderlike goed doen wat vir ons almal baie kan beteken en dis vir ons belangrik. Dis vir ons 'n roeping om regtig hulle as mense, unieke mense te ontwikkel, sodat hulle ook regtig sonstrale kan wees vir die Here en hulle gawes reg benut. Gaan die studente aan die Struisbaai Vaardigheidsskool beskikbaar gestel word vir ons eie omgewing en vir die huiseienaars en dan nou besigheidseienaars in en om die Oeverberg? Annemarie, dis nou 'n wonderlike vraag en dit gaan beslis so wees dat hier van hulle tweede, derde, vierde jaar af, as hulle nou so 'n bietjie vaardighede opgebou is, dan gaan ons definitief hulle help om in die gemeenskap ook klein werkies te doen en hopelik ook om hulle self bekend te stel aan plekke waar hulle na die tyd kan vol werk kry. So ek was bevoorreg om onlangs by Jakes Gerwel in Bonnievale draai te maak. Dis ook 'n skool met 'n vaardigheidsbaan. Dit was vir my fantasties. Ek kan nie vir jou sê opgewonde ek daaroor is nie om te sien hoe dat hierdie kinders daar uitstap. Hulle het nou, ons het die een klas daar gesien, hulle het pas daar plaveisel geoefen in hulle bouarea. En toe hulle nou uit die klas uitstap en ons vra vir hulle wat gaan hulle nou doen, toe is hulle op pad om 'n stuk op die skoolterrein te gaan plavei. Hulle gaan 'n kwitansie uitwerk. Hulle werk presies uit hoeveel stene en hoe om hulle te lê en hoe dit moet inpas by die bestaande stuk. En dan gee hulle daardie kwitansie vir hulle skoolhoof in en dan doen hulle self daai werk. So die skool gaan so mooi wees omdat die kinders hulle eie onderhoud doen. En meer as dit, as hulle dan nou ook leer hoe om hulle eie werksverhoudinge te bestuur, dis deel van wat ons vir hulle wil leer, dan gaan hulle ook in die gemeenskap oefen om hulle werksverhoudinge te bestuur met ander mense by wie hulle kan werk. Is daar 'n beperkte hoeveelheid studente? Hoe werk die proses? Ja, kyk, ons gaan begin met die eerste jaar se kurrikulum. So dit is 30 kinders. Miskien sal ons dit 'n bietjie kan uitbrei van daar af. En op die ou end na 4 jaar, as ons nou al 4 jare aan die gang het, dan gaan ons 120 kinders kan akkommodeer. 'n Vaardigheidsskool is 'n baie spesiale tipe skool. So volgens die wetgewing mag daai kinders in 'n praktiese klas nooit meer as 15 kinders wees nie. So dis 'n baie 1-tot-1 situasie. Dis nie soos in groot akademiese klasse waar 'n kind kan wegraak nie. Alles word gekontroleer en gekyk en seker gemaak jy's by en jy weet wat jy doen. Hierdie skool gaan vir kinders die geleentheid gee of in elk geval 'n visie gee dat daar wel 'n toekoms vir hulle is. En dit is baie bemagtigend. Ja, ons wil hê hulle moet weet. Dit is hoekom ons so baie in die gebou insit, hoekom ons regtig nie maar net 'n gebou opsit wat funksioneel is nie, maar ook een wat mooi is opsit. Ons wil hê hulle moet 'n stuk menswaardigheid beleef en besef hulle is regtig geskape na die beeld van God met 'n doel. En hulle is goed genoeg vir daai doel. Die Here het hulle hier geplaas met 'n rede. En om vir hulle te help om by daai rede uit te kom en om hulle beste self te kan wees. Ons weet dit is 'n moeilike pad. Ek dink baie mense in ons land verloor heeltemal hoop. Hulle dink, ag, wat se toekoms is daar nou en alles loop slegter as wat hulle gehoop het. Maar dis nie waar nie. Daar's mooi goed aan die gebeur in ons land. Daar is 'n toekoms vir ons kinders en die Here het vir ons 'n roeping om vir hulle daai ruimte te skep. En dis wat ons graag wil doen.
Hoe gaan ons luisteraars help? Wat kan ons doen om hande met julle te vat om hierdie projek suksesvol deur te sien? Daar is baie goeders wat hulle kan doen. Hulle kan natuurlik kom sê as hulle bereid is om vir ons werk verniet te doen of lae kwotasies groot afslag te gee op van ons konstruksie. Ons sal dit vreeslik waardeer. As hulle bereid is om 'n finansiële bydrae te maak, vir elke persoon wat meer as R30 bydra, gee ons so 'n klein badge wat jy by laerskool Struisbaai kan kry, Struisbaai primêr. Net om dankie te sê, om te sê ons sien jou raak en ons waardeer wat jy doen. Ons is baie opgewonde. Ons het in 'n rekordtyd R1 miljoen bymekaar gemaak. En meeste daarvan is individue. Dis nie groot maatskappye nie, dis mense wat in hulle hart voel nee, hierdie is die regte ding om te doen en dan vir ons 'n 10.000 of 'n 50.000 of 'n 100.000 rand gee. En op die manier gaan ons hierdie projek gedoen kry. Ons doen natuurlik ander plekke ook aansoek vir fondse. Maar eintlik gaan dit oor die gemeenskap wat sê ons neem eienaarskap van hierdie projek. Ons wil graag dat dit gebeur. Dit is vir ons baie belangrik, maar die belangrikste ding is dat mense hulle harte sal oopmaak en vir ons bid. Want dit is 'n projek wat ons almal weet, dis te groot vir ons persoonlik. Dis net genade van die Here. Dit sal die Here wees wat hierdie ding doen, dit sal nie ons wees nie. Alles is so mooi in ag geneem by die hele projek, by die samestelling daarvan, by die konstruksie en aan alle opsigte. Selfs die bereikbaarheid. Die leerlinge kan na hierdie skool toe stap. Ja, dis baie belangrik om prakties te wees. Dis loopafstand, maar dit is ook besonder mooi. As jy na die voorkant van die gebou kyk, dan gaan jy behalwe vir Newtech gaan jy heelwat glas sien, jy gaan hout sien. Dit gaan regtig in jou daai gevoel gee van hierdie is 'n besonderse plek om te wees. As ons met die Wes-Kaap Onderwysdepartement regkom, dan is dit nou ook tyd dat die laerskool oorgebou word. Want die mense wat die laerskool ken, weet is tydelike asbesstrukture daarin wat al 'n hele klompie jare terug eintlik vervang kon geword het. En ons wil graag vir die kinders daar ook die gevoel gee dat hulle die moeite werd is en dat dit lekker is om te leer. Die projekverloop van hier af is dat al ons papierwerk is eintlik nou in plek. So al die belangrike goed by die onderwysdepartement en by SARS is in plek. Al die registrasies is gedoen, ooreenkomste is gesluit en nou is ons in die groot fondsinsamelingsfase. So ons hoop om in die volgende 5-6 maande omtrent al die fondse in te kry. En daarna is dit maar konstruksie. So ons gaan reeds in volgende week gaan ons eerste groot materiaalbestelling insit met hierdie geld wat ons nou reeds het. Ons is aan die gang. Hierdie ding loop. Ons plan is dat ons dan in Januarie volgende jaar kan begin en leerlinge inneem. Wat my vreeslik opgewonde maak is die feit dat hierdie skoolgebou die eerste ding is wat jy gaan sien as jy Struisbaai binne ry. Ja, dit gaan reg langs die pad wees eintlik. So jy gaan daai gevoel kry as jy verby die begrafplase afdraai kom, gaan dit die eerste groot gebou wees wat jy sien. So dit gaan sommer met die ingang van die dorp ook daai gevoel gee vir besoekers. Hier gebeur iets. As daar dalk nou 'n luisteraar is wat dit op sy hart voel om 'n bydrae te lewer, finansiëel of hoegenaamd in enige ander manier, hoe gaan hy te werk? Met wie maak hy kontak? Ja, luisteraars kan vir ons 'n e-pos stuur by Struisbaai primêr se skoolhoof, dis struisbaaipS@gmail.com as een woord. Of hulle kan op ons Facebook groep vir ons 'n boodskap stuur, dis gebed::vaardigheids Struisbaai Vaardigheidsskool. Of as hulle my persoonlik ken, kan hulle vir my kontak. En regtig, hulle moet vrymoedigheid neem. Enige vrae wat hulle het, ons sit graag met jou, ons wys vir jou die planne persoonlik. Ons praat met jou al die vrae wat jy het deur om vir jou te wys wat kom. Ek dink maar aan daai geleentheid wat Jesus vertel het van die weduwee wat haar sente ingegee het by die tempel. En wat hy vir die mense gevra het, wie het nou die meeste gegee en wat hy gesê het, uit die bietjie wat sy het alles gegee wat sy het. Ek dink ons besef almal, ons tyd is kosbaar hierso. Ons weet hoe broos ons is en wat ons het, ons tyd, ons geld, ons talente is nie ons eie nie, dit behoort aan die Here. So laat ons hoor wat hy daarmee wil doen en dat ons dan doen wat hy vra. En so kry 'n droomvlerke wat 'n hele gemeenskap gaan bevoordeel.